soos altyd, as ek so stadig praat, dan probeer Facebook reconnect, nou al 2 keer. Woensdagoggend 10 Desember, en welkom by Koffie met Brood. Daar val hy. Andrew, wat sê jy? Goeiemôre. Ek het vir hierdie een bladsy hier so toemaak. My foon het gegaan van light mode na dark mode toe, op my Google stellings. En ek moes dit nou eens gou verander. Dus wanneer die battery so pap raak, dat jy, dat hy, weet hy, verander outomaties. Goeiemôre Jenny, goeiemôre Henny, goeiemôre julle almal. Daar sê, kom ons kyk wie kom nog op. Want ek maar nog 'n slukkie koffie vat. Dis eintlik my tweede koppie koffie vir die oggend. Ek het hierdie ou keer 'n bietjie probeer afdruk. Daar sê dit. My kop nie deel is van die bewoording. Dit lyk so elke keer so, dit lyk altyd snaaks met die comments, jy weet. Dat jou, ja, die woorde kom so oor jou gesig, as hy nie reggestel is nie. Maar in elk geval, Dolf, goeiemôre. Kom ons kyk wie kom nog op. Brittanje is in die moeilikheid. Brittanje is in die moeilikheid. Jong Afghane in Brittanje is besig om die Engelse vroumense te verkrag. 2 17-jariges is tronkstraf, het tronkstraf gekry omdat hulle 'n 15-jarige gemolesteer het, en 'n 28-jarige het 2 14-jariges in sy woonstel verkrag. Hoe verkrag jy al 2 op dieselfde tyd, en sê een vasmaak of iets? En in elk geval, Afghane, Oosterse immigrante, onwettige asielsoekers, wat oorgekom het met hierdie massamigrasie goed waarmee hulle besig is. Dieselfde in Duitsland gebeur. 'n Afghaan. Hulle sê Afghane en Syriese immigrante, o Jan, goeiemôre, is die mense wat die meeste gewelddadige oortredinge doen. Die meeste van hulle. Afghaan en Syriese immigrante. Die meeste oortredinge. Dit is skrikwekkend, man. Dit is regtig waar skrikwekkend, né? Maar hierdie tipe goed het nou veroorsaak dat Donald Trump die volgende gesê het. Hy het gesê, Europa begin nou te lyk soos wat Europa lyk as gevolg van Angela Merkel se wat is policies nou weer in Afrikaans. Angela Merkel se migrasie en kragbeleidwette wat sy toegepas het. Hy sê as gevolg van dit, dis waar dit begin het, met Angela Merkel. En nou lyk Europa soos wat hy lyk. Hy sê dat Europa is nou op so 'n punt, dat sekere Europese lande, hy nie meer in die toekoms kan sien hoe hulle bondgenote gaan wees nie, as gevolg van die verandering van hulle ideologie. Europese lande is besig om stadig maar seker as gevolg van hierdie onwettige immigrasie moslim te draai. En sodra soos 'n land moslim draai, dan is hy totaal in 'n plek waar 'n land totaal in al afgebreek word. Moreel afgebreek word, struktureel afgebreek word, you name it. Ons sien die bewyse in die oosterse lande. Nou wanneer ek praat van ooster, ek praat nie van Arabiese lande nie. Onthou die die Arabiere is ook moslim. Maar as jy kyk na hulle lande is skoon, is netjies. Behalwe vir hierdie een ding.
Die Arabiese Emirate byvoorbeeld, het jy Pakistanis wat lewe soos ons houtkoppe in hulle plakkesdorpe. Dit is nie die gesig van die Emirate wat vir jou gewys word nie. Daai deel van die Emirate word nie vir jou gewys nie. So die Arabierse lande, daar waar die baie olie en die baie geld is, hulle is relatief eintlik baie skoon en netjies en aan die gang. Hulle het net eenvoudig te veel. Maar jou lande soos Pakistan en Sirië en Irak en Iran en Afghanistan, daardie lande, André, goeiemôre, daardie lande, is waar die probleme lê. En hulle vat daardie ideologie en hulle plaas dit oor na Europa toe en na Brittanje toe en dan kry jy die gemors van die gemors. En ons sien dit nou ook in Amerika stadig maar seker. Maar daar's baie stemme in Amerika wat opgaan teen hierdie storie. En eendag in Suid-Afrika gaan ons die wêreld skok met die manier hoe ons dit gaan hanteer. Ons gaan hulle absoluut skok. En dit sal lande genoodsaak om die regte ding te doen. Die wat die guts het om dit te doen in elk geval. Van die Arabiere gepraat, Saudi-Arabië en Qatar het nou besluit, hulle gaan 'n hoë snelweg treinstelsel tussen die twee lande bou. En ek gaan nou vir julle sê, dit gaan, Pieter, goeiemôre, dit gaan 'n fantastiese ding wees vir daai lande. En ek sal op daai ding gaan ry, jou Anton, goeiemôre. Ek sal op daai ding gaan ry, ek beloof julle. Net vir die saak. Maar ons van ons eie hê in Suid-Afrika. Ek kyk na Japaneese tegnologie en ek sien hoe hulle fantastiese treinstelsels gebou het wat die trein hardloop op sy dak basically. Nee, hy hang in die lug. Hy hang in die lug. Piet Bender, goeiemôre. Pieter Piet Bender. Hy hang in die lug en dan beweeg hy ding teen 'n redelike spoed in die stede, nee. En daar is geen gemors nie, geen vuil nie, geen gespuitverf van treine nie, gebreekte ruitte en sulke goed. Niks nie. En die stelsel is so eenvoudig, dit ontwrig nie verkeer nie, niks nie. Ek het hier op die laptop het ek 'n studie gedoen oor hoe om stede te verander. En ek sê julle, ons het groot werk, maar ons kan dit doen, man. Ons moet net in die posisie kom. Mense, ek kan nie wag vir die dag dat ons in die posisie is nie. En ek kyk na ons tydlyne, en hoe meer ek kyk na die tydlyne, hoe meer is daar sekere goed wat vir my sin maak, wat in plek moet kom voordat ons regtig kan operate. Die een is Ierland, dis 'n baie belangrike teken vir ons. Ierland moet op sy eie voete staan en van hierdie immigrante ontslae raak. Ierland moet konservatief regs beweeg. Baie belangrik vir ons. Die volgende verkiesing in Duitsland is eers oor 'n paar jaar. Ons is veronderstel om te help met daai verkiesing, om vir hulle antwoorde te gee. Dis deel van die profetiese woord. In hierdie tyd ken julle my nou, ek stap net daai woord. Soos wat die deure oopgaan, so stap ek dit. Dit is al wat ek doen. Hier in Suid-Afrika sukkel ons nog nie genoeg nie. Daar's nie genoeg boeremoorde nie. Ons eet nog nie pap vanaf Pretoria tot in Kaapstad nie. Alhoewel ek moet vir julle sê, vanaf ek hierdie afgelope 25, hierdie afgelope 4 jaar in Suid-Afrika terug is, eet ek meer mieliepap as nog ooit in my lewe. En ek hou van mieliepap, nie probleem daarmee nie. Hy het net nie veel voedingswaarde nie, maar ek hou van hom. So wat probeer ek vir julle sê? Ek probeer vir julle sê dat ons moet net aanhou, doen wat ons doen, tot die dag wat ons kan doen wat ons doen. Ek het 'n oproep gehad met een van ons boerleiers. Die ou is moedeloos. Hy sê die hervormde boere blok ons vooruitgang. Blok ons vooruitgang. Dries, goeiemôre.
Die hervormde boere blok ons vooruitgang. En hulle is heeltemal reg. Hy is heeltemal reg. Sien julle wat die situasie is in ons boernasie? Maar ek kan nou vir jou sê dat die hervormde boere se koppe hak nog steeds vas by goed soos die HNP, die Vryheidsfront Plus. Dis waar hulle vashak. Hulle dink dat ons 2.5 miljoen wit is, en is nie eens almal boere nie, kan 'n politiese verskil maak, Dries. Daar's nie 'n manier nie, man. Daar's nie 'n manier nie. In elk geval, kom ons kyk gou na 'n ander nuus. Zelensky se regering is in die moeilikheid. Hy kan nie verslag doen oor die honderde miljoene wat vir hulle gegee is nie. Hy is veronderstel om verslag te doen wat met die geld gebeur. Hy kan nie, daar is baie van daai geld weg. Hoekom verbaas dit nie vir my nie? Hoekom verbaas dit nie vir my nie? En hy sit sy voet neer, hy gaan nie daai vredesproses volg nie, omdat hy nie bereid is om grondgebied op te gee nie. Hierdie ou gaan 'n groot snotklap kry van Amerika en van Rusland, somewat albei van dieselfde kante af. En die kans is goed dat hulle hom gaan uithaal. Ek sê dit is op koffie met brood. Kom ons kyk wat gebeur. Die kans is goed dat hulle hom gaan uithaal. Hy wil nie hoor nie. Hy wil nie hoor nie. Kyk nou wat nou uitgekom het ook daar in Brittanje. 26 SAGE SAGE, wetenskaplikes, wat die Britse regering moes geadviseer het gedurende COVID-tyd, het 200 miljoen pond ontvang van die farma se grootste beleggers as kickbacks. Hulle het die Britse regering geadviseer om hulle mense die COVID-spuite te gee. Hulle is betaal om dit te doen. Dit het nou uitgekom. Jy weet, goed sal uitkom, dit is net so. Thailand en Kambodja se oorlog is besig om redelik vlam te vat nou, so by so dat Amerikaanse reisigers gewaarsku is om uit daardie gebiede uit weg te bly. Wel, ek weet nie wat jy wil daar gaan soek nie, in elk geval, daar's mooier plekke in die wêreld. Ou Henning, wat sê jy? Daar's mooier plekke in die wêreld. Ou Trumpie, kom ons kyk hoe hierso. Hy teken nou 'n presidensiële bevel wat gaan seker maak dat AI vinniger kan gebruik word in Amerika sonder enige verslae en goed wat ingedien word. As jy wil AI gebruik in enige projek kan jy dit doen. En hy teken nou 'n presidensiële bevel wat dit aanbetref. Hy wil al die nitty-gritties en red tape wil hy van ontslaa raak deur dit te doen. Hulle wil die AI inbring, kunsmatige intelligensie. Die probleem wat ek daarmee het is dat die manier hoe hulle dit doen ontneem mense van 'n inkomste. En ek het 'n probleem daarmee. Jy moet ander werk kan skep voordat jy die kunsmatige intelligensie inbring. Want jy gaan honderde duisende mense op jou stoep hê wat honger is, wat nie geld het om kunsmatige intelligensie te gebruik vir enigiets nie. Hulle weet nie hoe nie, hulle is nie geleerd nie en hulle gaan net amok maak. Maar ryk mense dink nie so nie. Hulle soek net meer en meer. Trump sê ook oor die Europese Unie dat deurdat die Europese Unie vir X beboet het, julle weet ek het daai berig al gegee al, is Europa besig om in 'n totaal en alle verkeerde rigting in te slaan en hy is nie baie tevrede met Europa nie. Interessant genoeg, die Politico verslag, ek weet nie of julle dit ken nie, maar die Politico verslag wys Donald Trump as die eerste belangrikste persoon in Europa. Die eerste belangrikste persoon. Merz van Duitsland is derde op daai lys. Die Washingtonse polisiehoof het bedank as gevolg van haar kriminele data manipulasie. Jy laat ooit daai reekse kyk Blue Bloods, daai Reagan wat nou die Tom Selleck wat die hoofkommissaris daar is. Nou die hoofkommissaris kan jy maar sê van Washington, sy het bedank, swart vrou, manipulasie van kriminele data. Hulle doen dit oral mense.
Hulle is oral korrup, oral. En Trump het daar ook 'n bietjie gedruk om te bedank in elk geval. So. Wat het ek nog hier oor Trump? En daai het ek vir julle gesê. Microsoft gaan 17.5 biljoen belê in Indië se kunsmatige intelligensie. Hulle wil 'n happie van daai paai hê. Nou kyk, Indië se mense is redelik aan die gang wat tegnologie aanbetref. Ek bedoel, in 2012, 2013, 2014 was Indië die land wat jou telefoon geantwoord het as jy 'n probleem gehad het met jou telefoon in Australië. Die Vodafone groepe daarso het al hulle probleemdepartemente geskuif Indië toe, want dit was goedkoper. So, as jy 'n probleem het met Vodafone of een van daai groepe, en jy bel soontoe, dan kry jy die ou wat daai kant antwoord, oh my goodness, how can I help you? And all. So hulle skuif hulle kunsmatige intelligensie soontoe. Of liewer hulle gaan dit nou opbou en belê 17.5 biljoen US. Wat in China nou gebeur het, is wat in Suid-Afrika gaan gebeur. China het 'n man met die naam van Tianhui. Hy was die vorige bestuurder van 'n firma met die naam van Huarong Internasionaal. Hulle het hom tereggestel, hulle het sy kop afgekap of hom geskiet. Wat ook al hulle daar doen, omdat hy 116 miljoen pond in omkoopgeld ontvang het. 116 miljoen pond in omkoopgeld. Mense, as daai pot begin soet raak, nee, dan val die ouens soos domino's. Ons gee jou 10 miljoen man, ons gee jou 100 miljoen, nou net jou bek. Net doen wat ons wil hê. Yes boss, I take it now, I run with it, I buy KFC. Ierland se eerste minister verdedig hulle geldelike uitgee vir 'n program by 'n skool om wit, wat is die woord wat ek hierso neergeskryf het, waar is dit, wit. Wit voorreg, white privilege, om wit voorreg te verduidelik. 'n Program wat hulle geld uitgee, 100.000 Ierse, whatever die Ierse geldeenheid is, gee hulle uit vir 'n program by 'n skool, om vir jou te sê, jy wat wit is, jy is bevoorreg. Dis 'n gat man, ons werk vir ons geld, ons weet wat ons doen, ons is intelligent. Ek het hierdie komiese Duitse ding gesien, van waar 'n oue plakkaat ophou met verskillende velklere in Duitsland. En dan die eerste 3 witterige klere sê, jy is okay, en die ander 3 klere daaronder sê, jy is nie okay nie, en hy hou dit so by elke gesig. Hy sê vir die wit vrou, jy is okay, en hy sê vir die swart man, jy is. Dit is hulle rassistiese poging, om vir die mense te wys wat is rasisme. Dit is nie rasisme nie, dit gaan oor intelligensie, dit gaan oor common sense. Dit gaan oor ons weet wat hulle doen, hulle is barbare. In hulle natuur is hulle barbare. Daar is daar duisende video's van hoe hulle steel, roof, moor en dies meer. Ons sien dit in ons eie land, man. Ons sien dit in ons eie land. Hierdie een ding het Australië gedoen wat goed is. Onder 16 geen sosiale media nie. Fantasties. Suikerberg van Bakkiesblad en dies meer het onmiddellik alle onder 16 van sosiale media platforms afgehaal. Instagram, you name it. Maar hulle het maniere om op te kom, man. Hulle het maniere om op te kom, nee. Kry hulle ouers se foon in die hande, die ouer laai die foon, en as 'n nuwe foon en die laai die operate, of die meisiekind operate net op die ding, no problem. Geen probleem nie. Maar wat ou Suikerberg aanbetref, hy het dat nou 'n video uitgekom van Augustus 2021, waar hy sy mense waarsku, hy waarsku sy staf, om nie die COVID en stowwe te vat nie. Conspiracy theories? No, reality. Ons praat al vanaf daai tyd oor hierdie goed, dat dit die grootste leuen en klugspel op die planeet is, en die grootste poging tot humanitêre moord, uitmoor van die mense. Van moord en doodslag gepraat, Spanje kondig 'n noodtoestand aan in die staat van Katalonië oor varkgriep. Nou interessant genoeg, Katalonië is een van daai state in Spanje wie nie deel wil wees van die groter Spanje nie. Hulle is 'n minderheid wat ook wil wegbreek, en die Spaanse regering
vnyk alle pogings al vir baie jare om dit te doen. Al het hulle die sesseringsmodel. Hulle probleem is, hulle het niemand wat by hulle staan nie. En dit is wat ons hier in Suid-Afrika gaan bewerkstellig. Ons gaan die konings kry, en ons is al reeds besig met daai poging. Dit is 'n grootskaalse poging, wat in die middel van 2022 begin het, om al die konings aan ons kant te kry. Ek weet nie of julle daai een swart koning gesien het, wat Israel toe gegaan het nie. Van die Amatembu. Ons het hom nog nie geteken nie, maar ek gaan daai ou teken in die nuwe jaar. Môre sê Johan Engelbrecht, wat se apartheidwet wil Rama implementeer wat ons as wit mense se vryspraak wegvat? Wel, hy wil doen wat die res van die wêreld doen, Johan. Ek weet nie wat gaan die wet noem nie. Maar ons sal nou by Rama plakkertjie kom in sy bende. Ek wil eers gou deur wêreldnuus gaan. Wel, ek is eintlik deur wêreldnuus. Ek het julle vertel van 'n ou wie se kop hulle afgekap het. O ja, hierdie ene Europese sentrale bank wil digitale euro bekend maak by 2029. So by 2029 wil hulle seker maak in Europa dat jy 'n digitale euro het en nie meer kontant in die sak nie. Goed, nou wat Rama plakkertjie aan betref, hulle het mos nou in Boksburg daar die 5de nasionale vergadering van hulle gehad, waar hy nou weer uitgekom het met sy nonsens. En waar hy gesê het, landsverandering is die hoogste prioriteit van die nasionale demokratiese revolusie. Wat sê hy? Hy sê, ons gaan jou grond wegvat. Boere luister, maak tog julle flippende ore oop. Hy gaan julle grond wegvat. Julle sal vir ons moet kontak en aan boord kom. Ek kan julle name noem hierso op, hierdie wat nou koffie met brood sit en kyk. Julle is nie aangesluit by die Federale Alliansie nie. Julle kyk koffie met brood, julle praat oor probleme, nee. Maar julle kan nie R56 'n maand uit julle sakke uithaal nie, om te wys julle ondersteun ons. Julle kan nie. En dit is swakker as swak. Nee, dit is swakker as swak. As jy nie kan saamstaan nie, moet jy net jou mond hou en gaan. In elk geval, het ek nou nie kwaad raak vanoggend nie. Wat sê Rama plakkertjie nog? Hy sê die ergere opposisie teen ons veranderingsprosesse is wit oppergesag en wit slagofferskap en valse berigte oor wit vervolging. Is dit? Wat van die ou wat doodgemaak is in Balmoral, wat vermoor is daar? Wat van die vrou wat haar handsak gegryp is en sy met 'n mes in haar bors gesteek is as gevolg van diefstal, kriminele en allerhande ander goed in hierdie land van ons? Wat van die nuwe skietvoorvalle in Manenberg? Ja, dit is nou hotnots wat mekaar doodskiet, maar is ons verantwoordelikheid, man. As jy 'n genuine ware Christen is, as jy sê jy ken God en jy ken sy woord en jy ken sy Heilige Gees en jy maak nie 'n opoffering om verandering te bring nie, nee, is jy net so goed soos die moordenaar. Jy is die moordenaar. Jy. Wanneer jy net praat en jy word nie deel nie. In elk geval. Nog 'n ousie, Malengi Bengu, ANC woordvoerder. By so onnosel is hierdie vroumens ook. Ons moet mobiliseer teen Trump se taktiek. Wat kan sy mobiliseer, man? Sy kan nie eens nee, ek wil nie daai Afrikaanse spreekwoord gebruik nie. Want dit is 'n vuil spreekwoord. Johan, goeiemôre. 2 Johans na mekaar. Kyk wat in Kaap ook gebeur. Nigeriërs in Kaapstad, wat vroue liggaamsdele oes. Hoekom noem ek hierdie berigte? Dis om vir ons attent te maak op wat gebeur in ons land. Jou nasionale pers gaan nie vir jou vertel hiervan nie. Onwettige Nigeriërs, wat swart vroumense, ek weet nie wat hulle doen nie, maar hulle kap hulle op. Kondwanga, minister van Finansies, as hierdie idioot so idioot is nie, hoe kan hy ons geld bestuur? Hy kan nie, hulle is korrup, die ANC kan nie eens flippend salarisse betaal nie. Kyk wat sê hierdie houtkop. Daar is geen diplomatisiese probleme met die FSA nie.
Regtig, jou spesiale tipe stupid. Kyk wat gebeur in die Wesrand. Zamazamas, los 'n lijk, 20 van hulle. Hulle los 'n lijk in die middel van die straat. Die Wesrand. Onder ons neuse, onder die polisie se neuse, los hulle die lijk. 'n 39-jarige houtkop verdagte wat gesoek was vir die moord op 5 mense daar in KwaZulu-Natal. Hulle het hom gekry. In Umzuntu het hy gehang in 'n boom. My vraag is, het hy homself gehang? Ek dink hy is te onnoosel om dit te doen, of is hy gehang deur sy eie mense wat geweet het wat hy gedoen het? Wel, ek hou van daai tipe van uitleg, dat hulle draai teen hulle eie drek. Dis wat moet gebeur. Die 17 mans wat oor see gestrand is, as gevolg van hulle sekuriteitsjob wat hulle gekry het, opleiding wat hulle sou ontvang, wat ook al. Daardie maatskappy wil blykbaar nie hê hulle moet terugkom nie, hulle soek eens 14 miljoen. Really? Hulle soek eens 14 miljoen. Wat Marius van der Merwe se moord aan betref, die mense doen nagwake en allerhande goed, omdat hierdie ou nou doodgemaak is. Dis maar een mense, van die baie, né? Hulle het blykbaar die voertuig gekry waarin die verdagtes gery het om hom te vermoor, en daar is blykbaar 3 persone van, wat noem hulle dit, waar het ek het neergeskrywe? 3 persons of interest, né? 3 persone van belang, en een is blykbaar in ondervraging en in aanhouding. Ag, wat beteken dit alles? Wat beteken dit alles? Ons sien hoe ons land in sy is. Nee, ek wil nie daai woord nou volgende gebruik nie. Alhoewel dit is 'n kragwoord, dit is nie 'n vloekwoord nie. Maar ons sien dat ons land is in sy kom ons sê maar my. Maar ons is te slap gat om saam te staan met 'n poging wat selfs boereleiers sê, is die enigste uitweg vir ons land. En dit is die Federale Alliansie van Suider-Afrika. Daar is nie 'n ander manier nie. Daar is nie 'n ander metode nie. Hoeveel keer moet ek vir julle vra om aan te sluit? Julle wat koffie met brood kyk, van julle het aangesluit. Ons het seker 30 mense wat aangesluit. 30 mense wat by die Federale Alliansie aangesluit het. En wat eendag 'n groot wins gaan kry die hele storie uit. Want hulle kry kreerkrone op die waardeplatform, wat ek al tot vervelings toe oor gepraat het. En daai ding is besig om, Real Value Token program is besig om regtig waar te groei op hierdie stadium. Ons weet wat is, meneer Henry Deal se program is fantasties. Ons weet wat is die regte waarde van ons effektebeurs, van ons goedere. Ons weet wat dit eintlik kos. Real value. Nie aangeflanste, aangeplagte diefstal geld nie, man. Real value. Weet julle wat is die waarde van 'n Amerikaanse dollar? Die regte waarde van 'n Amerikaanse dollar. Uitgewerk. Die regte waarde van 'n Amerikaanse dollar. 0. Dit het 'n 0 waarde, 'n 0 waarde. Dis wat dit is. Sluit aan by 'n groep wat die ding kan doen en gaan doen. Né? Word 'n vryburger. Ek wil net vir die manne sê soos Anton en nou Nico, hierdie badges en goed, né? Ons bestellings is te min. Hulle doen net die groot bestellings op hierdie stadium. Ons gaan eers so middel Januarie. Wel, dis 'n maand. Middel Januarie gaan ons goed kry. En hopelik kry ons meer bestellings in. Weet julle hoeveel mense het bestel? Kom ek vertel julle hoeveel mense het bestel om ons te help. Hoe lank het ek nou hierdie ding aan die gang? 2 maande. Hoeveel mense het bestel by ons? 4. Dis bliksemsvol sleg.
Ek wil nie die Afrikaanse woord gebruik nie, wat met 'n K begin nie. Dit is sommer net K. Maar nou ja, wees 'n vryburger. Dan 'n boer, Afrikaner, Engelsman, Skotsman, Ier, you name it, Portugees. Almal welkom in die Federasie van Suider-Afrika. Almal welkom om deel te wees. Almal welkom ons te help om state te vorm, waar Afrika in hulle eie state beheer en regeer word. Selfbeheer, selfregering. Noem dit apartheid as jy wil. Maar dit sal nie apartheid wees nie. Jy kan in enige staat bly wat jy wil. En boeregrond bly soewerein. Dit is waaroor die Federale Alliansie gaan, om seker te maak dat ons grond, wat vir ons deur God gegee is, deur die harde pogings, die harde werk van die voortrekkers, en wat gebeur het by Bloedrivier, en by, wat is daai, Amayuba, en you name it. Ons het ons regmatige, erkende internasionale grondgebied. En die Federale Alliansie is die enigste groep wat hierdie vir jou sal kan gee. As jy nog nooit grond in jou lewe besit het nie, sal jy nie bly wees om 'n stuk grond verniet te kry nie. Jou eerste stuk grond, om 'n huis te bou. Al het jy al 'n huis, maar jou eerste stuk grond, verniet. En daar's nie grondgelde en sulke goed betrokke nie, erfbelasting en sulke goed nie. Daai is jou stuk grond wat jy kry vir jou familie, vir jou geskiedenis, vir jou legacy. Jy kry dit. Dan kan jy daarop gaan bou. Die enigste probleem is, as jy dit verkoop, dan kan jy nie weer 'n stuk verniet kry nie, vir jou familie nie. Maar jy kry jou eie stuk grond, vir die Broderyk se huis, vir die Broderyk familie, en dit bly in die familie. En as daai familie dit verkoop, kan hy nooit weer 'n stuk grond kry vir sy familie nie. Jy het ooit daaraan gedink? Dis wat die Federale Alliansie vir jou gaan doen. In die area waar jy wil bly. Hoekom gaan ons dit doen? Want ons kan. En dit is die gemeene wet. Dis gemeene wet. Dis Woensdag. Dis 5 minute oor 8, dis nie te bad nie. Saam met God maak eendag mag, daar's nie 'n ander manier nie. Jy kan nie sê jy's 'n Christen as jy nie waarlik een is en doen wat die woord sê nie. Ek sê dit net daar buite. So terloops, iets vir die nuwe jaar. Ek dink daaraan om op 'n Dinsdag aand, ek sal dit nog bespreek met ander mense ook, maar ek wil my Dinsdag aande, of 'n Dinsdag of 'n Maandag aande, ek kan nie Woensdae nie, wil ek toewy aan 'n lewendige video sessie op YouTube en op Facebook, waar ons net godsdiens praat. Soos 'n tuisgroep, maar ons is nie tuis nie, ons is net deur video in mekaar se eetkamers en so aan, waar jy kan opkom en gesels en jou opinie lig en sê wat jy wil sê. Beplan dit vir middel Januarie aan. En dan in ander nuus, ek is frik ver met daai toep. Ek kan net vir julle sê, ek is letterlik daar weg, en dit sal seker eers volgende week wees, maar ek is letterlik daar weg van die finale werk doen op die, wat ons noem die front end van die toep. En dan gaan ek uitgaan en beleggers kry vir daai ding. En ek gaan dit so kry. Ek glo ek het al reeds 'n meeting by Blou Bulland. So dit gaan kom, prys die Here. Nee, en soos ek al vir julle gesê het, al moet ek self die fondse genereer om hierdie ding te doen. Al moet ek alles opoffer om hierdie ding te doen. Nee. As jy in 'n saak glo, en jy het nie alles opgeoffer vir daardie saak nie, dan het jy niks opgeoffer nie. Hoor wat ek vir julle sê. Alles wat mooi is.